Goeiemôre. Ek vertrou dat dit met jou goed gaan en dat jy die guns en die teenwoordigheid van die Here ervaar. God se goedheid is sigbaar in sy nabyheid. Die grootste geskenk in 'n storm is nie noodwendig dat die storm stil word nie, maar juis in God se nabyheid. Die psalmdigter kom en dan skryf hy: God is naby die gebrokenes van hart. Jy sien, sy goedheid lê nie net opgesluit in die uitkoms nie, maar juis in sy teenwoordigheid van hierdie: ek is daar vir jou, ek is naby jou, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Nou ek wil graag vir u 'n enkele teksvers lees, baie bekend in die woord van die Here, en wel Eksodus 4 vers 10. Nou ons almal ken die verhaal hoe dat God met Moses gepraat het en hom geroep het om die volk uit slawerny te lei. En dan sê Moses vir die Here hier in Eksodus 4 vers 10. Toe sê Moses aan die Here: Ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie. Van gister of van eergister of van dat u met u knegt gespreek het nie. Want ek is swaar van mond en swaar van tong. Nou ek wil graag met jou gesels oor hierdie woorde: ag Here. Hoeveel keer kom hierdie woorde uit 'n mens se hart, waar jy besef jy het soveel tekortkome, dat jy besef jy is magteloos. Ek kan nie meer nie. Ek weet nie hoe nie. Ek is oorweldig deur omstandighede. Die situasie is groter as my vermoë, my wysheid en my krag. Eintlik is dit 'n uitroep van rou eerlikheid. Dis nie 'n mooi gebed nie. Dis nie georde nie. Dis sommer net 'n kreet hier uit my hart, uit my menswees. Dis soos wanneer Jeremia onder andere sê: ag Here, Here, voorwaar ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Hierdie ag Here is nie net 'n frase nie, dis 'n erkenning. Ek is te klein vir dit wat u vra. Here, ek weet nie of ek gaan voldoen aan die verwagtinge nie. Die omstandighede is groter as wat ek is. Soms is hierdie 'n uitroep van moegheid, soms van pyn. Soms is dit teleurstelling. En partykeer is dit al wat oorbly wanneer ons woorde opraak. Wanneer die mens uitroep of dalk net sug: ag Here, besef hy sy eie onvermoë, sy tekortkominge. In die Bybel vind ek dat mense soos ek en jy ook uitgeroep het: ag Here. Moses roep dit uit as hy voel die las wat voor hom lê is te swaar. Elia roep dit uit onder 'n besembos toe hy moedeloos is. Dawid roep dit uit in sy benoudheid. Die disippels in 'n sekere sin: ag Here, gee ons meer geloof. Ons vertroue, ons geloof is so 'n bietjie swak. Jy sien, in hierdie woorde lê opgesluit 'n erkenning dat God groter is as ek. In die woord
Here, lê opgesluit heerskappy. Daarmee wil ons sê, U is die een wat regeer. U is die een wat in beheer is, nie ek nie. En hierdie woord lê opgesluit. Gesag. U mag met my lewe maak wat U wil. Het U mooi gehoor? Dis hierdie oorgawe in afhanklikheid, in erkenning van jou afhanklikheid. Here, ek plaas U in beheer. Maak met my lewe soos wat U goeddink. Laat U wil geskied. Dit is 'n vorm van afhanklikheid. Here, as U nie ingryp nie, is ek verlore. So, ag Here, kan beteken, ek verstaan nie, maar U is steeds Here. Dis 'n mengsel van vraag, verwarring, maar tog ook aanbidding. Waar ek in afhanklikheid voor God neerbuig en vir hom sê, Here, ek weet nie meer nie. Here, ek verstaan nie. Sal U asseblief help? Sal U ingryp in hierdie storm van my? Weet jy wat is die wonder? God skrik nie vir ons gebrokenheid, vir ons stikkenheid nie. Hy draai nie weg van 'n vermoeide hart nie. Baie mense dink, geloof beteken jy mag nooit swaar kry of vra hy nie. Maar die Bybel wys vir ons dat selfs groot manne van God oomblikke gehad het waar hulle uitgeroep het, ag Here, daardie ag dra dikwels twee dinge tegelyk. Eerstens, protes. En dis dalk so 'n bietjie 'n gedeelte van die muntstuk waarna ons nie graag wil kyk nie. Maar hier lê opgesluit, Here, hoekom so? Waarom gebeur dit met my? Hoekom juis nou? Hoekom ek? Maar die ander kant van die muntstuk sê vir my, dis ook 'n uitroep van oorgawe. Ek kom na U toe en ek loop nie weg nie. Here, ek erken dat ek U nodig het. Dis die taal van iemand wat nie meer sterk kan bid nie, maar nog steeds na God sug. Wat na die Here toe hardloop in benoudheid, in afhanklikheid. Soms is hierdie ag Here 'n kreun. En dan dieselfde tyd, Here, ek glo. Ek vertrou. Here, ek het niemand anders om na toe te hardloop nie. Dit maak van ons mens. En weet jy, ek glo die Here is nie vir ons kwaad daaroor nie. Soms is hierdie ag Here 'n gebed in 2 woorde. God hoor die klank, die trane agter hierdie woorde. Is jy dalk vanmôre op so 'n plek in jou lewe dat woorde opgeraak het, dat daar net so 'n kreun in die hart is, 'n traan wat in die oog blink? Here, ek het aan die einde gekom van alles. Ag Here, die wonder vir my is dat hierdie ag Here sommer so 'n lys bevat van onuitgesproke dinge wat ons dalk wil sê. Al die vrese, al die pyn, die skuld, die vrae, die verlange, alles lê
saamgepers in hierdie, ag Here. Moontlik is dit 'n uitroep van, Here, wees vir my 'n God van naby. Wees net hier. Ag, ek weet nie eers wat om te vra nie. Here, ek weet nie meer wat om te sê nie. Meneer, mevrou, is jy dalk vandag daar? Ek het vir jou goeie nuus. Die Here is nie vir jou kwaad nie. Die wonder is vir my wanneer ons sê, ag Here, antwoord God met, my kind, hoor mooi, ek is nog hier. Daar kom daar wat 'n mens voel, jy kan nie meer nie. Dis die realiteit. Die druk raak groot. Die stryd is lank, die trane te veel. Dawid skryf in Psalm 61, van die einde van die aarde af roep ek tot U, as my hart beswyk. God verwag nie dat ons altyd sterk moet voorkom nie. Hy nooi ons om na hom te kom. Net soos wat ons is. In ons stikkenheid, in ons gebrokenheid, in ons afhanklikheid. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. Ek glo vanmôre dat hierdie ag Here kan verander in dankie Here. Die uitroep van pyn, van desperaatheid, kan verander in 'n wonderlike getuienis. Die plek van trane kan 'n plek van oorwinning word. Baie van die psalms begin met nood, maar dit eindig met lof. Waarom? Omdat God nie mense laat waar hulle is nie. Hy is die goeie herder. Hy is die een wat jou wil lei na waters waar daar is. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Hierdie wete dat God naby is, dat hy teenwoordig is, vul my met moed, met vertroue, dat ek dit gaan maak. Dat die storm nie groter is as my God nie. Ja, daar is hierdie oomblikke van, ag Here, maar dit kan verander in oomblikke van triomf, van oorwinning. Miskien is daar vandag iets in jou hart wat net hierdie woorde kan sê, ag Here, help my, vergewe my. Dalk is dit 'n kreet ter wille van jou kinders. Here, dink aan my kinders, beskerm hulle. Here, maak vir my 'n weg, ek verstaan nie meer nie. Dan moet jy vandag weet, God hoor selfs die gebed wat in trane fluister. Ag Here, ek wil vanmôre jou bemoedig. Ek wil vanmôre vir jou sê dat God is bewus van jou. Hy het nie vergeet van jou nie. Jy is vir hom kosbaar. En selfs wanneer jy so sê, ag Here, is hy daar om na jou te luister, maar ook om sy hand van liefde, van genade, van voorsiening na jou toe uit te strek. Mag jy God se goedheid en sy guns ervaar. Dalk bevind jy jou in 'n put van moedeloosheid en ons almal beleef hierdie oomblikke. Dan wil ek vir jou sê, God het 'n sterk reddende regterhand wat in staat is
om jou nie net vas te hou nie, maar ook om jou op te tel en jou te dra. Kom ons bid saam. Vader vir ons Heer Jesus Christus, ek dank U dat U vanmôre bewus is van ons omstandighede. En wanneer ons by daardie plek in ons lewens kom, dat woorde te min raak, waar daar net 'n traan in die hart is, 'n versigtiging van die hart, dan is U daar vir ons as mens. Dan hoor ons vanmôre dat U vir ons sê dat U die goeie herder is, wat die wag oor die kudde hou. Dan ervaar ons U woord wanneer U vir ons sê, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Ons wil bely, ons glo U en ons vertrou U. Dankie dat U nog altyd daar was vir ons, dat U steeds daar is vir ons en vir altyd vir ons daar is. Mag ons lewens getuig van dankbaarheid teenoor U grootheid, U almag en U goedheid. Bid ek in Jesus naam. Amen. Ag, mag jy die guns en die vrede van die Here op 'n besonderse wyse ervaar in hierdie week wat voorlê. 'n Laaste gedagtetjie. God se getrouheid beteken hy sal jou nooit los nie. Selfs wanneer dit vir jou voel hy is nie daar nie, is hy daar. Wanneer jou greep op God verslap, onthou, sy greep op jou sal nooit verslap nie. Hy sal jou nooit los nie. Mag jy 'n mooi week geniet. Mag jy God se stem hoor, sy nabyheid op 'n besonderse wyse ervaar. Vrede vir jou. Jy moet mooi loop. En onthou, jy is kosbaar vir die Here.